Wat 'n voorreg om saam met jou te kuier op 'n Sondag aand. Kyk, hier by ons het dit nou al lekker gereën, agtermiddag het ek al lekker ou slaapie gevat hier van 4 uur af. Man, dit is nou heerlik gewees. Ek glo dat dit met jou goed gaan en dat jy 'n rustige naweek agter die rug het, jy opgewonde is oor 'n nuwe week wat voorlê. Vir my weer 'n week met sy uitdagings en 'n vol program. En ek dink so is ons nader aan die einde van die jaar kom, het ons soveel uitdagings. Vanoggend bedien in Sinnewil by amper sê ek my moedergemeente, of dis waar ek en Karen ook aan bid, by Lighuis, moedergemeente, of Lighuis Vol Evangelie Kerk, en vanoggend besonderse tyd daar gehad en lekker bedien. En ja, ek wil jou uitnooi as jy in die omgewing is, daar by die Vol Evangelie Kerk Lighuis in Sinnewil, kom loer daar in by ons gemeente. Is 'n lekker aan die gang gemeente. Pastoor Lou Bredenham is die hoofleraar. En dit is maar my basis waar ek vandaan af ook betrokke is. En ek is natuurlik, soos baie van julle weet, ook CEO by die Bybelgenootskap en betrokke in Limpopo, Noordwes, Mpumalanga in Gauteng. En natuurlik, eintlik is maar die hele kerk onder my. Ons Pinkster, die Vol Evangelie en lede en PPK. So as julle graag, jy weet my, dalk eendag daar by julle wil uitnooi om te kom bedien, nooi my gerus en het is maar altyd lekker om in die kar te klim. Ek en Karen om sommer daar by julle te kom kuier. Nou ja, vanoggend opgestaan en ek is weet besig gewees en ek kom hier by Karen se huis aan, net voor ons met kerk toe gaan, en Inke se hond het hier geslaap die naweek en ai, en ewe skielik is die een hondjie weg. Nou weet ek, Inge sê dit gaan soos 'n begrafnis wees en soek jy hond en kry glad nie die hond nie. Kerk toe, mamma het 'n swaar gemoed. Vanoggend bedien ek, kom terug, ry op en af en soek hierdie hondjie en kry nie die hond nie. Roep in die strate op en af. En ek is toe uitgehou by die estate en gaan gooi brandstof in en ek's reg om tikkies aan te trek om, jy weet, hierdie hondjie te kom soek. En ek dink al aan, jy weet, pamflette en 'n reward. Want dit gaan wees soos dood in die familie. Net om 'n oproep te kry van Karen te sê, jy sal nie glo nie. Hierdie hond lê agter die bad en slaap lekker. Nou, ek kan nou nie vir jou vertel vanaand wat 'n verligting dit was nie. Maar toe ek so by die estate inry, kom Ingok ingery en ek moet vir jou sê, ek het amper gedink hierdie is doodsake. Nou, die hond is veilig. Ek is gelukkig en ek weet nie wie vanoggend die diens gekyk het nie, maar ek trap 'n trap in die kerk mis daar by die nagmaaltafel. Maar kyk, ek is so op my knie daar langs die tafel, maar ek dink die mense het nie eens besef so vinnig soos as ek, jy weet, skeef getrap het en geval het, is ek weer op. Maar ja, dit is hoe dinge maar gebeur. Dit is eintlik die eerste keer wat dit met my gebeur. Kyk, ek het al snaakse dinge oorgekom in 'n kerk. Ek doop 'n man en daar gly ek in die doopbad een Sondag. Ek moet toe nog die Sondag nog preek, ook ons hou die doopdiens voor die tyd. Maar toe ek die man onder die water indruk, toe gaat hy te kere soos 'n baber onder daai water. En ek probeer hom opkry en ek gly, maar ek is onder daai water in. Dis ek soos 'n natkop hoender daai oggend die diens gedoen. Ja, ek het al snaakse goed oorgekom. Doen 'n begrafnis en ek trap skeef by die begrafnis, by die graf. Hulle het daai houtplanke daar gesit, maar jong, ek het net 'n nuwe soet gekoop en ek dog toe nou nogal, en dit is so mooi cream soet.
So roomsoet, man. En ek dogter, ek gaan hom vir die begrafnis nou, gaan hom nou aantrek. En toe ek nou daar by die graf is, het hy mat is so oor die hout gegooi, maar hulle wys ons nie dat daai mat is oor 'n gat gegooi nie. Maar ek is so Bybel die kant toe, met my kriemsoe daar tussen die kus en die masjien af in die gat. Maar was dit nou vir jou 'n storie gewees? En ek kom na die tyd by daai kerk aan, man, toes dit soos, ek lyk soos of ek in 'n rooi grond gerol het. Nou ja, nooit die einde daarvan gehoor nie. Nou ja, so kan mens lag oor goedjies wat gebeur en baie goed wat met ons gebeur, is nie altyd iets om oor te lag nie. Slegte goed gebeur met goeie mense en goeie goed gebeur met slegte mense. En vanaand dink ek, is dit nogal 'n tema hier voor ons na die einde van die jaar toe gaan. Het dalk baie goed gebeur hierdie seisoen van jou lewe. En vanaand se tema is slegte goed gebeur. Slegte dinge oor jou pad kom. Hoekom gebeur dit en waarom en vir wat? Nou ja, vanaand is lekker dat jy ingeskakel is. Jy weet, is dankbaar, baie welkom elkeen. Ek sien Neil is ook op. Inge stuur groete. En elkeen wat ingeskakel is, Christa, Ursula. Het is lekker om julle almal te sien. Ek kan boeke skryf oor die bediening en oor die pad wat ons al gestap het. So jy sal vind op Facebook is Renier en Karen, plaas my nommer en Ivan en Elmarie op TikTok. Boodskap gaan na die tyd ook op TikTok geplaas word en dan ook so op YouTube. Vader, ons wil vir baie dankie sê dat U ons dra en dat U getrou is. Dankie vir hierdie wonderlike reën. Dankie vir die voorreg wat ons het om kinders van God genoem te kan word. Here, ek bid so vir elke man en elke vrou wat vanaand saamkuier, dat U haar en hom sal seën. Omvou hulle met krag en met sterkte. Wat hartsbegeertes is my gebed vanaand om hulle te omvou en te voorsien ook aan daai wonderwerk oomblik in hulle lewens. Dit wat haar gebedsversoek is, dit wat sy gebedsversoek is, kom ons eer jou reeds vir hom en haar se deurbraak. Dankie dat ons hierdie week ook na U toe kan bring. Dankie dat ons in hierdie dag ook kan staan en te sê, daar's niemand soos U nie. Vader, word verheerlik in hierdie sessie. Ek bid vir haar en hom vir 'n besonderse mooi week. Bid vir U guns en U goedheid en dat hy en sy ook sal ervaar wat U vir haar en hom instoor het. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. As slegte goed gebeur. En kom ek en jy praat nou maar daaroor. Dit gebeur. Ek sien iemand sê die klank is helder. Vanoggend, ek het besef as ek by kerke praat, gaan ek dan hierdie goedjies sommer maar saamvat. Buite dat ek met hulle mikrofoon praat, dat ek my eie goed opkoppel sodat die aanlyn mense dit baie duidelik kan hoor. Ek moet sê, ek lyk op 'n kamera nou, soos nou, baie beter as so ver fokus. Ek kyk na myself vanmiddag, ek lyk soos 'n klein ou rosmannetjie. Ai. Man, hy print jou, druk jou so in. Maar ek is daarom nou nie regtig so rond, soos wat daai video kamera wys nie. Maar 'n moeilike onderwerp. As slegte goed gebeur. Iets waaroor ons almal van ons soms antwoorde soek en iets waarop ek definitief nie al die antwoorde het nie. En ek dink jy ook vanaand. En dis juis hoekom ek oor hierdie onderwerp met jou ook praat. Maar ek wil weer eens sê, ek gaan altyd terug na enige onderwerp, na enige tema, na die woord van God toe. Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Hoekom is die wêreld in die toestand waarin hy vandag is? Waar is God as ons slagoffers is van misdaad? 'n Vriendin van Karen is die week vermoor.
'n vriendin het gesterf van kanker, dit was Vrydag haar begrafnis. 'n goeie vriend van my, wat lief is vir die Here, wat vir God gewerk het, Pastor Pieter van Wyk is verlede naweek oorlede. Waar is God in al hierdie goed, vra jy dalk? 'n karongeluk, iemand wat gesterf het. Is dit uniek in die wêreld deesdae, of kom dit al 'n lang pad? Is God kwaad vir my as iets slegs met my gebeur? Nou ja, nogals Tamaletjie. En ek is baie seker dat die meeste van ons baie dikwels, jy weet, hierdie vraag vra. En dalk is jy nou in 'n drukgang vanaand waar jy na hierdie boodskap luister. Is jy op die punt dat jy wil handdoek ingooi? Is jy op die punt dat jy voel dat jy nie meer kan nie? Nou wil ek probeer om vir jou ook 'n bietjie hoop te kan gee. En ek wil probeer om 'n bietjie perspektief te gee rondom die geskiedenis van swaar kry. Elkeen van ons het een of ander tyd maar 'n pad wat ons stap. In die bediening, na ons vanmiddag eet, ek het vanoggend so goeie diens beleef en ervaar, om net in die konsistorie vasgetrap te word deur een oom en vir my te sê, jy is ligsinnig op die kansel, en jy moet jou preekstyl verander, en jy moet ophou grappies maak. Ek het so geskrik, ek het my bril afgehaal, ek kon nie glo wat ek hoor nie, maar toe besef ek ook, jong, daar is maar suurtiere ook, daar is ook maar mensies wat, maar jy nooit gelukkig sal hê nie, ou nie. Jy kan sê wat jy wil, jy kan optree soos jy wil. Gelukkig is die blydskap van die Here my beskutting. Genesis 3 kom en hy sê in vers 1 en 11, hoekom ek dit sê is dat, moet jou nooit opmeet in die omstandighede wat jy in sit. Dit definieer nie wie jy is nie. En as ek en jy moet glo die woorde van mense, glo die storm wat ek tans in is en deurgaan, dis wie ek is, dan gaan ek nie baie ver kom nie. As ek moes al geglo het die woorde van mense, dan het ek nooit iewers gekom nie. Daarom doen ek wat ek doen, omdat God my geroep het. En elkeen van ons is besonders uniek. En ek wil vanaand hê jy moet, ook waar jy sit en luister, die slegte goed wat jy tans beleef en ervaar en wat jy deurgaan, wil ek hê jy moet hoor vanaand, dis nie wie jy is nie. Ja, dis Opinie 3 vers 16. Genesis 3 kom, en hy sê in vers 1 tot vers 11, baie bekende gedeelte, hy sê, die slang was listiger as al die wilde diere, wat deur die Here God gemaak is. En het vir die vrou gevra, het God werklik gesê, julle mag van geen boom in die tuin eet nie? En die vrou het die slang geantwoord, ons mag eet van die vrugte van die bome in die tuin, en God het net gesê, ons mag nie eet van die vrugte van die boom in die middel van die tuin nie. En ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. Toe sê in vers 4, die slang vir die vrou, julle is beslis, hoor wat sê hy, julle sal beslis nie sterf. Maar God weet, dat julle oë sal oopgaan, die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik omdat dit kennis van kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet, en sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle albei se oë gaan toe oop, en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar, en hang dit om vir klere.
Ek wonder hoe die vye blaar uitgekom, was hy soos 'n G-stringkie, was hy soos 'n onderbroekie, ek weet nou nie, maar hulle het mooi, sê die woord, om mekaar gewerk. En hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep en vir hom gevra: waar is jy? En die mens antwoord: ek het u hoor wandel in die tuin en ek het bang geword want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. En die Here God vra toe: hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy tog van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet? Nie. Jy sien die sondeval. En dan lees ons dat die Here vir die mens dan voorberei op swaar kry. Wat sê in vers 5 en tot vers 7 in Genesis 6? Hy sê, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lang net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. En dit het hom diep gegrief. En die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het, wegvee van die aarde af, mens en dier. Ook die wat kruip en die voëls, want ek is bedroef daaroor, dat ek hulle gemaak het. Nou vanaand wil ek jy moet baie mooi hoor, die mens kom met verkeerde keuses en vernietig dit, wat God vir die mens bedoel het. Naamlik 'n paradyslewe. Swaar kry en slegte dinge was van die begin af daar gewees. Toe die mens die verkeerde besluite geneem het. Nou ja, die belangrike deel, die koms van Jesus, het nie die uitvloeisel van die sonde weggeneem nie. Dit het die weg na saligheid vir jou en my bewerkstellig. Ek wil jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê. Dis 'n weg van saligheid wat Christus vir jou en my kom baan het. Sonde sal nog altyd op hierdie aarde wees, maar vir my en jou wat Christus aanneem, is 'n ewige lewe. So die effek van sonde, dat verkeerde keuses wat gemaak word van ander mense en onsself, sal altyd 'n probleem bly. So slegte goed gebeur met goeie mense. En ek glo dat die Here dit soms wel oor ons pad bring om ons elkeen wat hierdie pad stap te louter. Dit is so. En ek wil jy moet hoor vanaand, en dalk laat hy dit soms net eenvoudig toe. In Job 1 vers 12 lees ons van Job, 'n regverdige man. In Job 1 vers 12 lees ons van Job. God het hier by hom kom stil staan en Job het niks verkeerd gedoen nie. Maar kyk wat laat God toe. Hy sê in vers 12, toe sê die Here vir die Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan homself mag jy nie raak nie. Sjoe, jy sien vanaand dat Satan vat tot sy kinders. Hierdie ding kom van nog altyd af. Dis niks niets nie. En jy sê dalk nou vir my, laat die Here soms dinge aspres met ons gebeur? Hoor gou. Klaagliedere kom in vers 31 tot vers 33 in hoofstuk 3. Hy sê, die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy beproewinge oor die mens gebring het, ontferm hy hom weer. Want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin, dat hy mense in ellende en in beproewinge bring. Ek wil vir jou sê, mense verseker hulle motors met Psalm 91 plakkertjies. Ek wonder soms hoekom. Dalk om die Here so bietjie te manipuleer, sodat ek nie versekering hoef uit te neem nie. Ja, en dan gebeur iets wat sleg is. En dan gebeur dit, en dan is daar mense wat sê, dit gebeur het, omdat jy nie goed genoeg glo nie, en jou geloof nie sterk genoeg is nie. Mense kan wreed wees.
Mense kan onsensitief wees. Mense kan ongeestelik wees en tog dink hy is so geestelik. En dan wonder ek maar net, is Paulus gegeesel, mishandel, in 'n tronk gegooi weens 'n gebrek aan geloof? Want tog so baie boeke is deur Paulus geskryf en dan wat het Paulus dan verkeerd gedoen dat hy deur al hierdie dinge moes gaan? Kom ons sê, deur hierdie hel moes gaan in sy lewe. Nee, jy's die teendeel. En hoor my uit vanaand. En Stefanus, ek staan nogal by daai poort waar Stefanus met klippe doodgegooi is in Jerusalem. En dit laat besef my, 'n man met integriteit, 'n man wat God gevrees het en tot met sy dood God geloof en prys het. Selfs in die swaar kry wat hy met klippe gegooi is, het hy die hemele sien oopgaan. Hy was so gefokus op God. En Stefanus, gestenig, is hy gestenig weens 'n gebrek aan geloof? Is Johannes die doper se kop afgekap en Petrus onderste bo gekruisig weens 'n gebrek aan geloof? Kom ons praat vanaand oor Bybelse figure. En ons trek 'n kosmiese penstreep na jou en my toe vandag. Nee, ek glo nie. Kom ek en jy kyk wat sê die woord hieroor dalk vir 'n oomblik. Want 1 Petrus 1 kom hy en sê in vers 6 die volgende. Dit reën so lekker hier. Hy sê in 1 Petrus 1, verheug julle hieroor. Selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewinge, sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Psalm 66 sê in vers 10 die volgende: U het ons beproef, o God, ons gelouter soos silwer. Job 36. Hy kom in die B-gedeelte in vers 15. Hy sê hy laat hulle op hom ag gee in hulle verdrukking. En dit lyk of die Here soms ons aandag wil terugtrek na hom toe. 1 Petrus 4. Ek lees hierdie vir jou wat jy op jou eie tyd, want onthou, jy sal sien my nommer verskyn ook op hierdie platforms. As jy nog nie op ons WhatsApp groep is nie, stuur 'n boodskapie. Ek laai jou dadelik op die groep sodat vanaand se boodskappe jy nie uitmis nie. En ons dagstukkies. Ek so opgewonde oor die dagstukkies wat ek skryf en ek sit musiek by dit en dan gaan ek glo jy kan dit aanstuur en dit kan vir jou iets beteken. 1 Petrus 4 kom en hy sê in vers 12, geliefdes, moenie verbaas wees. Hoor wat sê hy? Hierdie is my so kosbaar. Hy sê, geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waaraan julle onderwerp word nie. Ek en jy gaan iewers in ons lewens deur 'n vuuroor. Dit is niets vreemd wat met julle gebeur nie. Wees eerder bly wanneer julle in die lyding van Christus kan deel. Ek lees oor soveel Christene wat onthoof is in hierdie laaste week en doodgemaak is in Nigerië, in Mosambiek, net die ander kant, nie ver nie, in Afrika gelowiges wat doodgemaak word omdat hulle staan vir die woord. Die moslems kan nie sien dat die woord moet uitgaan nie. Steek klein dorpies aan die brand en vermoord die dorpies. Dis die realiteit. En ek dink nie ek en jy gaan eers deur naaste by die verdrukking en die vervolging wat ander deurgaan. Om dus te sê dat kinders van die Here nooit aan swaar kry onderwerp sal word nie. Lyk nie vir my Bybels korrek nie. Dit lyk nie of dit wat ons baie keer sê regverdig word in die woord nie. Ek verstaan nie hoekom 'n man soos Louis Malherbe
op die kruin van sy lewe dood is. En ek verstaan nie hoe 'n vriend soos Ronnie Boucher in 'n kar ongelukkige oggend op pad na 'n kerkdiens toe moes gesterf het nie. Ook nie hoekom onskuldige kinders die slagoffers van geweld en verkrachting word nie. Ek weet nie hoekom dit nou met jou sleg gaan daar waar jy sit nie. Maar ek wil vanaand hê jy moet hoor, ek vra net, wil jy nie soos Habakuk sê, ten spyte van alles, sal ek die Here loof en ek sal jubel in die Here. Wat maak ons as swaar tye kom? Ek vra jou vanaand, wat doen jy nou waar jy deur dinge gaan? Die Bybel praat meer van God se beskerming in swaar tye as dat God ons beskerm teen swaar tye. Waar is God as dit met ons sleg gaan? Steeds op sy troon. Waar was God op die 9de September in 2001? Steeds op sy troon. Waar was God toe 'n geliefde gesterf het? Steeds op sy troon. Toe jy werk verloor het, steeds op sy troon. Ek wil vanaand jy moet hoor dat God weet en dra kennis van elke ding wat jy deur moet gaan. En wat moet ons reaksie wees? Ek moet bid. En ek moet vir jou vanaand sê, die Here is altyd net een gebed ver. Vertrou, bid en vertrou op die Here. Hy sien die groter prentjie. Dit wat jy nie sien God alreeds. Niks is buiten God se beheer nie. God was al by die môres en die oormôres van jou en my lewe. Weet dat Jesus, daar waar jy nou sit en luister, nog steeds vir jou lief is. Besef vanaand sy liefde vir jou. En weet dat jy iets gaan leer in dit wat jy is, oor God se wil vir jou lewe. Psalm 119 is vir my so kosbaar. Hy sê in vers 71: Dit is my goed dat ek swaar gekry het, want daardeur het ek u voorskrifte geleer. Weet dat dit gaan stop. Jesaja 60 sê in vers 20: Die Here sal vir jou 'n ewige lig wees. Jou dae van smart is verby. Ek wil vanaand jy moet hoor wat die woord vir jou sê. Sê tyd het na die tyd gaan lees dit. Gaan loof God juis uit jou omstandighede uit. Jou en my karakter word gevorm. Dit bring vir my en jou selfs hoop. Hierdie wat ek en jy deur gaan, lees ek in Romeine 5. Ons verheug ons. Hy sê so ook in Romeine 5 vers 3. Hoor wat sê hy? Ons verheug ons ook in die swaar kry. Want ons weet swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. En egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Wat doen dit? Dit leer my en jou om vas te kan byt. Dit is my so mooi as Jakobus 1 sê in vers 2 tot 3. Hy sê, my broeders, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewinge oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan nie, ek en jy gaan deur toetse. Hoor wat sê hy? As julle geloof die toets deurstaan nie, stel dit julle in staat om te volhard. Hoor wat ek vanaand vir jou sê. Miskien kry jy die antwoorde nog in hierdie lewe. Miskien nie. Ek het toe 'n jong jeugpastoor my werk verloor. En dit is my verskriklik gewees. Net so voor my troue. Die pastoor vir my sê dat ek benodig nie meer 'n jong man om met die jeug te kom werk nie. Nuwe predikant, ek was die assistent
of 'n jeugpastoor, en toe hy kom, het ek net nie uitgemaak deel van die plan wat hy gehad het vir die gemeente nie. 'n maand voor ek trou. Ek kan vandag terugkyk en ek kan sê, God dank. Maar daai tyd was dit vir my verskriklik gewees. Ek glo nie my werksituasie kan beter wees as wat dit nou is nie. En daai tyd kon ek nie insien hoekom ek deur dit moes gaan hier voor my troue. Om 'n bietjie terug te gaan na daai oomblik toe in 1998. Dit het gebeur September 1998. In April 1998 het hy al vir my gesê dat, wil jy nie 'n gemeente vat nie? Ek sê nee, ek is 'n jeugpastoor, ek sal nooit op hierdie stadium dink aan 'n gemeente nie. Maar gaan preek 'n bietjie by gemeentes. Daar's 'n gemeente in Ceres en gaan preek daar. Ek kom daar aan, toe staan so 40 mense, 35 mense in die kerk op die boeke. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ons ry weg by daai kerk en ek sê op daai stadium my verloofde, ek sê vir haar, hierdie kerk sal nie eens my kar se paaiement kan betaal. Hoe nog vir my salaris te kan gee. Kom by die huis aan, ek sê nee, hy is 'n klein gemeentetjie. Hier is ons 6 predikante in die gemeente en ek kan nie. Daai plek is net nie vir my nie. Van daai oomblik tot in mid-September gaan ek deur 'n wildernis in daai gemeente. Tot sover wat hy vir my sê, nie meer vir jou werk hier nie. Lang storie kort, ons moes toe ek daai dag, ek sit nooit vergeet nie, hy vir my sê het nie meer werk nie, of jy moet einde van die maand klaarmaak. Ons was omtrent 3 predikante wat hy dit voorgesê het. Ek stikken. Nou ry ek Pretoria toe vir Rustenburg af. Ek gaan sien vir Pastor Barrengie. Pastor Barrengie sê vir my, weet jy daai gemeentetjie daar in Noordwes wat jy gaan besoek het so 'n paar maande terug? Ceres. Hulle is ook nog steeds 'n predikant. Ek sê, ek begin nou. Vat daai job. Kom maar aan. Toe daai gemeentetjie net 5 mense oor. Toe hulle my sien as die nuwe pastoor, toe loop 3 van die 5. En dit voel of ek daar binnekant staan en preek vir 3000, want dit voel toe vir my, sjoe, dis die beste plek waar ek nou moet wees. Dit was 'n jaar van klippekou. Geen geld, niks nie. Stap in die geloof. In 2000, vroeg in April, wy ons 'n nuwe kerk met 'n nuwe pastorie in, en oor die 200 mense, bietjie meer as 'n jaar en 6 maande. Omdat God in die saak is. Die oomblik toe daai man vir my sê, jy maak klaar, het ek gedink is die einde, en ek was kwaad. Maar deur daai het God my uitgebring by die oase van wat hy vir my instoor het. En het ek in daai seer en in daai moeilik soveel van myself ontdek. 'n Nuwe kerk gebou. En God het voorsien dat ons daai kerk klaar betaal het, die pastorie klaar betaal het, toe ek in 2002 daar weggaan, eintlik 2001. Dis alles kontant. Wat sê ek vir jou? Die eregas by daai oggenddiens, toe ons daai kerk inwy, was daai spesifieke pastoor. Ek het vir hom 'n groot roosie aangesit. As dit 6 maande vroeër was of 'n jaar vroeër, sou ek daai speld van daai roos dalk in sy borskas wou insteek. Maar deur dit het ek hom 'n eregas gemaak, want ek het besef
En ek het hier lesse geleer. En dalk vanaand beteken dit vir jou iets. Jy verstaan nie nou wat jy deurgaan nie, maar die groter prentjie sal dalk eendag verstaan. God se tyd is die beste tyd. Sy plan is die mooiste plan. My vrou het 'n miskraam. En dit was baie sleg. Maar as ek vandag terugkyk, tussendeur al die seer, weet ek dat die kinders wat die Here vir my gegee het is, die besonder spesiaalste 3 kinders. Ons mos nie ander kinders hê as wat ons nou het nie. Ek dink jy ken baie mense wat mooi getuienisse het van die wonderlike dinge wat in hulle lewens gebeur het toe daar krisisse was. En vanaand wil ek by jou kom stil staan en ek wil vir jou sê, laat dit die hoop wees in jou en in my lewe, waaruit ons lewe. Mag ek en jy vanaand verstaan dat God was al by jou môre. Hy weet van alles. En dat hierdie slegte goed eintlik altyd daar is. Hierdie week, dalk hierdie oomblik as jy in 'n druk gaan. En dinge wat jy nie weet hoe om te hanteer en wat voor lê nie. Maar vanaand weet ek dat God eintlik by jou kom stil staan om vanaand vir jou te kom sê, ek het 'n groter plan vir jou in stoor. Ek het jou mooi in stoor. En ek wil jy moet nie in dit vaskyk nie. Maar hoor wat ek vir jou sê. As Paulus deur dinge moes gaan, as Jakobus en Johannes en Stefanus, wie sê ek nou om te sê dit hoef nie? Wat maak my nou beter? Ek hoop vanaand het jy gehoor en vanaand bid ek uit my hart uit dat hierdie slegte goed wat tans in jou lewe aangaan en gebeur het en wat jy trotseer, dat jy sal sien en sal verstaan, God het nog groter en beter vir jou ook in stoor. Mag die Here jou ryklik seën vanaand, mag vanaand ook dinge vir jou oopgegaan het, en mag jy hoor, en mag jy sien en beleef. Vader, hier is 'n Boeta en 'n Sissa wat vanaand luister, en my gebed is om haar en hom te kom ontvou, te kom vertroos en te versterk. Mag hierdie die week wees van deurbraak, mag hierdie die week wees van genade, van 'n wonderwerk. Ek bid vir jou vir vrede, ek bid vir jou in hierdie storm, vir krag en wysheid en insig. Dat God se woord vir jou duidelik sal word. Mag hierdie ook jou nader bring aan God. Mag jy ook vandag bid in jou lewe. Here, wys my u plan, want u plan is die beste plan. Ek bid vir jou kinders en jou man en jou vrou. Jou hande werk, God vooruit gaan jou paai gelyk maak. En julle sal ervaar sy beskerming en sy seën. Bid vir die kinders, vir wysheid, juis in hierdie eksamentyd en vir sterkte. Ek bid vir jou as man, wat nou voel, dis die einde. Nee, God het vir jou baie in stoor. Vir jou as vrou wat nie weet hoe hierdie maand gaan opeindig nie. Loof en eer ek God alreeds vir jou deurbraak oomblik. Dankie dat ons hierdie week by voete kan kom neerlê en daardeur u kan eer en loof vir dit wat voor lê. In Jesus se naam. Amen. Kyk uit om môre aand 8:00 oudit gewoonte saam met jou te kuier. Ek wil vir elkeen dankie sê wat hierdie blad finansiëel ook ondersteun. Of dit wat ook al is.
ek wil vir jou dankie sê wat my hande omhoog hou ook in hierdie bediening deur om dit te ondersteun finansiëel en na plekke toe te kan gaan en ook die evangelie daar uit te kan bring. Julle maak dit moontlik. Jou seëninge ervaar jy ook vir dit wat jy ook saai in ander se lewens. En mag jy ervaar die guns en die goedheid en die heerlikheid wat God vir jou instoor het. Baie blessings vir jou. En ek wil jou uitnooi, as jy nog nie op ons groepe is nie, kom op ons groepe, gaan, jy weet, my YouTube kanaal, ek wil vir jou gesê, daar gaan subscribe, Pastoor Stef, elke aand se boodskappe laai ek ook na die tyd daarop, en dan ook op TikTok, baie blessings vir julle, en sien uit om môre, selfde tyd, tussen 8 en 9, saam met julle te kuier. Ek is opgewonde oor hierdie week se boodskappe, weet dat jou gebedsversoeke, ons vir dit bid, en ook so opdra aan die Here. 'n mooi nagrus vir jou, goedheid en guns. God bless.